Ek sê, dis seker die lekkerste ding om so die Here te kan loof en prys met ons stemme en te kan hoor hoe ons dit saam sing. So, ek hoop ons kan dit meer gereeld ook so doen. Nou vandag, soos wat julle kan sien, is nie 'n normale Sondag nie. Dis nie ook nie 'n normale erediens wat ons het, soos wat ons normaalweg het in die kerk nie. Ons gaan 'n bietjie meer jeugdiger wees, 'n bietjie meer praktiese goed eintlik dan nou ook doen. Nou, ek wil graag hoor, wie van julle kan vir my sê, wat is hierdie? Is 'n voorskot, nee, en wat doen ons gewoonlik met 'n voorskot? Yes, ons dan ons skool. Ja, so ons sit hom aan wanneer ons skool maak, sodat ons nie mors op ons klere nie. Okay. So kom ons kyk. Okay. So ek gaan probeer nie iets mors op my vandag nie. Ons gaan saam vandag bietjie kos maak. Hier sommer in die erediens. So ja, dit gaan heel lekker wees en ek dink ons gaan dit lekker mors ook in hierdie proses, nee. So hier is 'n klomp verskillende bestanddele. En elkeen het 'n spesifieke doel. So dis mayonnaise, dis 'n lekker barbecue sous, hier is 'n lekker slaai sous ook, maar lekker heuning en klomp secret ingredients wat hierin is. Hier is 'n bietjie mosterd en chutney, so 'n vleisietjie. En dan hierso in, ons kyk gou. Hier is tomatie, eie en kaas. So dit is alles wat ons mos op 'n burger sit. Wat kan ons nog op 'n burger sit? Wie kan vir my sê? Patties, ja. Eiers. Eiers, ja. Blaarslag. Hulle het nie blaarslag gebring nie. Renshaw, blaarslag. Ek het dit nodig. Die wil van jou ook nog hulle gaan vra net vir my blaarslag. Hulle het dit gemis. Wat nog? Bacon, gherkins. Ons 'n klomp goed, nee. Ek hou nog eens daarvan om 'n kaassous by te sit of dat hy lekker taaierige beefsous het of ek weet nie of julle dit ook al gedoen het nie, maar slap chips. As julle slap chips op die burger so sit, nee, dan peel dit so lekker uit. Okay, so voordat ek myself te honger maak, want ek dink ons gaan onsself honger maak en julle gaan nou dalk 'n bietjie ietsie ruik so van die kombuis kant af ook. Maar verbeel julle self gou nee. Julle is by die huis en julle is besig om 'n lekker vuurtjie te maak. Julle hoor die kletter van die hout wat so lekker vlamme vat, julle ruik daai vlamme. Maar ook ruik julle die sous of die marinade wat julle die vleis ingesit het. Wie van julle kan dit imagine? Okay. So dis jou lekker, dis rustig, is ontspannend, daar's dalk 'n bietjie agtergrondmusiek wat speel of daar's something. Dankie. Yes. Okay, so hier is ons blaarslag ook. Alright, so ons het hierdie idee van ons is nou heel rustig en kalm, maar tog hierso is ons kalm in die Here se teenwoordigheid. Maar ons gaan nou regtig 'n lekker burger maak wat al hierdie bestanddele nou van saamvat, né? Nee? Alright. So ek het my arms gou hier so skoon maak. Ek hoop julle gaan my kan hoor as ek hom so sit. So kom ons begin bietjie, né? Ons het lekker patty, okay, is gelukkig nie te warm nie. So ons sit hom nou lekker daar neer. Dan wat gaan ons eers kom ons sit bietjie ui op. Nee, nog nie. Okay, hier is 'n bietjie kasies. Hoop julle kan sien daarso. Kom ons sit bietjie blaarslaai op. Alright. Okay, lekker barbecue saus. Ons het dit verseker nodig, né? Hy gee 'n lekker geurtjie af hierso. Alright. Hierdie secret ingredient lekker sous. Jemmels. Okay. En dan natuurlik bietjie mayonnaise. Wat is 'n burger sonder bietjie mayonnaise, né? Ja, hy werk nie. Okay. Alright.
Dan het ons nog tomatie. Great, so nou gaan ek hierdie lekker burger eet van my, want dit gaan ons net hemels wees, nee, kom ons probeer gou. Die pad is regtig lekker. Maar kyk nou. Alles is nou vuil. Nee, dis vuil. Dis groot. Ja. En nou is my hande taai en wat het ek gemis? Het ek die broodjie moet ek my gesig smeer? Ja, nee. Maar ek het die broodjie gemis. Dink jy die broodjie so alles van mekaar gehou het? Dit sê verseker dalk net, nee. Okay. So kom ek was net gou so. So ek hoop net ek het nou uitgegrous of enigiets soos dit nie, maar dit gaan regtig 'n lekker tyd wees na die tyd. Okay, daai brood is regtig lekker. Alright, so hierdie burger nou hy het heeltemal uit mekaar uitgeval. Net omdat daar een ingredient nou nie by was nie. Daar was nie 'n burger by gewees of 'n broodjie by gewees nie. Nou, in die lewe partykeer voel dit baie keer vir ons asof die lewe morsig is. Wie van julle het al gevoel die lewe is morsig? Okay, ons almal kan sê die lewe het al gevoel soos morsig. Maar ook nie as jy jonk op ons tydens is nie. Morsig kan heeltemal in 'n ander manier wees. In die sin van ons sukkel om goed te verstaan of wat dit ook al mag wees, nee. Maar tog ook, wanneer ons so die lewe beleef wat so morsig is, kan ons tog iets leer daaruit. Kan ons iets leer uit 'n morsige lewe uit? Okay, party van julle skit, party van julle is bietjie onseker oor dit, nee. Julle jong mense, dink julle ons kan iets leer uit 'n morsige lewe uit? Ewan sê yes, Cecile, Nika, ja, Danel, dink jy so, okay, Rian, yes, Kjellin, ja, nee, okay, ons kan verseker iets leer, Nina skit ook al kop, dat is hy. Ja, so ons kan iets leer uit 'n morsige lewe, maar die vraag is, wat kan ons leer? Wat is so belangrik uit 'n morsige lewe uit? Maar eers kom ons kyk bietjie, wat is 'n morsige lewe in ons lewens vandag? Goed soos byvoorbeeld ons stres. Wie van julle stres? Okay, meeste van ons stres, né? Ons jonk stres oor hulle eksamens of dit so vir alles hulle werk nie verstaan nie, né? Ja, okay, dan in ons groot mense net point blank werk, ons stres oor ons werk. Dan probeer ons dit partykeer bietjie sport ook inbring of net 'n lekker sportiewelike aktiwiteit wat ons as ouer mense dan nou doen, soos byvoorbeeld stap of fietsry of wat dit ook al mag wees. En dan is dit ook goed soos ons kunste, mense wat hou van kreatiewe goed. En dit is dan nou goed soos verf, boek lees, musiek maak, wat dit ook al mag wees. En daar's 'n klomp goed. En dan is daar ook goed soos ons het nodig om by ons vriende en familie uit te kom. Ons het nodig om 'n bietjie verhoudings te bou met die mense wat rondom ons is. Maar partykeer as ons lewe morsig is, dan mors ons op hulle. Dan sit ons nie lekker nie. Dan is die mense nie daar nie. Ons het nie vriendskappe nie. Dit is net 'n bietjie weird. Maar ons het regtig verskriklik baie verantwoordelikheid eintlik. Ons groot mense se ander morsigheid wat ook bykom is goed soos finansies. Om seker te maak dat die finansies klop, om huis skoon te maak. Ons hou nie altyd daarvan nie, maar ons moet dit tog doen. Dan vir die van ons wat in die tuin werk of herstelwerk moet doen by die huis of wat ook al, so daar's 'n klomp goed wat ons mee besig is en sulke goed om ons besig te hou om te beplan vir die toekoms, dat ons toekoms mooi is. Ek meen, kom ons kyk na ons jong klomp. Wie van julle het al gedink aan die toekoms? Wat gebeur die dag wanneer julle byvoorbeeld 20 is? Het julle al daaraan gedink? Okay, party van julle sê, ander is net van nee nog nie. Okay, wie van ons het al gedink wanneer ons 30 is? Okay, party 70 vir ons ouer mense. Wie het ons gedink as ons 70 is of 80 is, gaan ons dit tog bereik, gaan ons, wat wil ons hê in daai tyd? Wil ons nog kan loop, wil ons nog kan besig wees, wil ons nog kan jonk wees as ons nou is?
Daar's 'n klomp, né? Okay, so ons dink aan hierdie goed en dit laat ons alles stres en angs kry. Ons is angsbevange oor hierdie goed dat ons weet nie wat gaan gebeur nie. En wanneer ons hierdie goed nie regkry en wanneer ons so mors en alles net so uit mekaar uitval, dan mors ons op die mense rondom ons. Ons gaan af op die mense rondom ons. Ons skree, ons stoot mense weg, ons is net nie vriendelik met hulle nie. En dit is eintlik waar ons mors en dan is dit nie 'n mooi mors nie. Dit is 'n lelike mors, want dan staan ons so alleen. En dan baie keer voel ons ook dan partykeer soos 'n mislukking. Of ons voel ons is nie goed genoeg nie. Of ons voel ons het nie waarde nie. Ons pas nie in nie. En dit is wat gebeur as ons so 'n morsige lewe het, wat alles nie mooi struktuur het nie, wat dit nie, mooi in plek gehou word nie. Maar die Bybel kom en gee vir ons hierdie een spesifieke vers, wat eintlik ons ongelooflik mooi help om te sê hoe belangrik dit is, om iemand te hê wat ons eintlik vashou. So vers 17 en vers 18 van Kolossense 1 sê vir ons die volgende: Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste en die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Nou ons lees net daai 2 versietjies vanoggend. Nou sommer met die intrapslag, hulle sê, voordat alles daar was hy al daar. Wie is hierdie hy wat hulle van praat? Kom ons hoor bietjie. God, yes. God was eers daar van die begin af. Van voordat alles nog gemaak was God daar gewees. En vers 18 praat juist van dat hy, God, Jesus, die Heilige Gees, die hoof is van die kerk. So hy is die hoof van ons elkeen wat hier so sit. Ons as gesinne, ons as individuele mense, hy is die hoof van ons elkeen. En hy sê eintlik vir ons, maar bo alles is ek besig om te regeer, bo alles is ek besig om te werk en ek kyk uit vir julle. Ek is daar saam met julle. En hy wil nie hê dat alles so morsig moet wees nie. In die tyd toe Jesus nog ons aarde toe gekom het, was die aarde morsig. Nie dat dit vandag nog minder morsiger is nie, want ek dink vandag is net so erg. Maar Jesus het in 'n tyd gekom waar dit verskriklik morsig was. As ons nou moet terugdink daaraan. Ek meen dit is so erg morsig geweest dat die Romeine hom gevat het en aan die kruis vasgespijker het, hom doodgemaak het, maar hy het op die kruis gebly nie. Hy het nie dood gebly nie. En eintlik het hy vir ons kom wys dat daar so 'n baie spesiale manier is wat alles bymekaar gehou kan word. Hierdie morsigheid het hom nie in die dood gehou nie. Hy het opgestaan sodat hy die gemors in die lewe en in die wêreld kan kom regmaak. So baie keer wanneer jy goed so voel dat dit so gemors is en dit alles die mekaar val en die mekaar is en sulke goed, dan kan ons kyk na die hoof. Hierdie hoof Jesus Christus wat voor ons staan. Die ene wat elke dag ons laat opstaan, ons oë oopmaak, vir ons elke dag help om skool toe te kan gaan, om ons werk te kan gaan doen, om te kan leer, om vriende te kan hê. Dit is wat hy vir ons doen. Nou, wie van julle dink eintlik dat Jesus net gekom het om ons sonde weg te vat en om ons net te laat help opstaan en sulke goed? Dink julle dit is die enigste rede hoekom Jesus wel aarde toe gekom het? Klink bietjie tricky, nee. Okay, Jesus het nie net gekom net vir ons sonde nie. Hy het gekom om ons lewens reg te kry, vir ons om te sien dat ons nie sonder hom kan lewe nie. Ons kan nie sonder Jesus gaan en enigiets doen nie. Want dan gaan ons so gemors lewe dan nou ook hê. Maar ek weer in vers 17 sê dan spesifiek vir ons. Ja, hy was daar gewees van die begin af. Maar deur hom bly alles in stand. Deur Jesus bly alles so by mekaar. So eintlik
kan ons sê dat Jesus ons geestelike ban is. Jesus is die ban wat ons alles mee oppak. Soos wat ek net die burger gepak het, gaan ons alles hier op die burger pak, nadat ons hom deurgesny het en 'n bietjie botter gesmeer het en daai tipe van goed, nee. Nou ons het hom nodig, dis belangrik. Nou hy kom en hy sê, maar dat die sous afdruk, dat die goed bietjie, soos wat dit afgaan, moenie net dat dit weggaan nie, dat ek dit opvang. Dat ek jou morsige lewe opvang, want jy kan dit nie alleen doen nie. En dis hoekom Jesus vir ons sê, maar ons moet in hom wees. Want wanneer ons in hom is, beteken dit, hy kom en hy kom hou ons toe. Jesus kom maak ons toe, soos wat 'n ban al die goed van 'n burger by mekaar hou. En dit is wat so mooi is en dat ons moet onthou wat hy eintlik vir ons kom doen het. Hy wil ons met elke deeltjie van ons lewe vir hom gee. Alles. Van die stres van 'n toets wat ons nie gemaak het nie, of wat ons vergeet het om voor te leer, of 'n taak wat ons nie kan doen nie, want ons het nie tyd nie, of sport wat nie reg uitgewerk het nie, of 'n kar wat nie reg werk nie, of finansies wat nie klop nie, wat dit ook al mag wees. Daar is alles goed wat in ons lewe mors, maar Jesus sê, kom gee dit vir my. Kom los dit by my voete, kom sit dit in jou neer en draai weg en stap weg. Gaan geniet jou lewe. Dis wat Jesus wil hê ons moet doen. Want soos wat ons dan so by hom sit en hierdie goed vir hom gee, dan hoor ons hoe hy vir ons sê, maar my kind, ek is lief vir jou. My kind, ek is daar vir jou. My kind, kom sit bietjie op my skoot en hou jou vas en ek kom vertroos jou, kom maak jou sterk. Dis wat Jesus vir ons kom doen. Ek het hierdie een aanhaling gelees en dit sê nogals, when the unexpected heat of life hits, a bunless life crumbles. But a life held together by God stays firm. So wanneer ons lewe so sonder Jesus is, gaan alles net krummel en uitmekaar uitval en mors en te kere gaan. Maar saam met hom bly alles by mekaar. En kom ons vat dit nog 'n bietjie prakties verder. As ons al die goed so op mekaar pak en ons vat net die boonste burger en ons druk hom so 'n bietjie plat sodat ons hom net bietjie beter kan hap. Die goed peel mos nie uit nie. Die sous vloei dalk bietjie uit, maar verder alles bly op mekaar en by mekaar. Dit is wat Jesus kom doen. Die lewe mag ons plat druk, die lewe mag klomp weird goed met ons doen, maar die oomblik as ons in Jesus is, gaan dit nie mors nie. Gaan dit nie die wêreld vol spat of enigiets is dit nie. Nou, Handelinge 17, vers 27 tot 28 sê vir ons, en ek lees uit die Bybel vir almal vertaling hierdie 2 verse. Dit sê dat God het dit gedoen, sodat die mense vir hom sal probeer soek, soos mense wat rondval in die donker om hom te probeer kry. Maar hy is nie ver van elkeen van ons nie, want God laat ons lewe. Hy laat ons doen wat ons doen. Hy laat ons aanhou lewe. Nou, ons kan hom gaan soek. In die lewe moet ons hom gaan soek. Wanneer dinge moeilik gaan by die skool vir ons jong klomp, moet ons hom gaan soek. Wanneer dit moeilik gaan by die werk, moet ons hom gaan soek. Wanneer dit moeilik gaan by die huis, moet ons hom gaan soek. Ons kan nie op 'n ander manier die lewe inkleer nie. Nou met die volgende slide is dit 'n prentjie ook wat nog ons wys van hoe ons lewens baie keer lyk. Dis nou 'n praktiese manier. Maar die oomblik wanneer ons dit vir Jesus in sy hande sit, dan kan ons lewens verander, kan ons gemoed verander, kan ons rustiger word. Want ek meen, dan kan ons eintlik gaan en die toetse gaan geniet wat ons skryf. Ons kan geniet om take te doen, ons kan geniet om sport te gaan doen, ons kan geniet om saam met ons ouers of ons kinders of ons familie roadtrips te gaan doen. Of ons kan net geniet om saam met mekaar rondom die braaislyfvuur te sit en te kuier. Of rondom 'n koppie koffie in die huis, rondom 'n kombuistafel te sit en te kuier.
Maar tog kan ons ook gaan en jong klomp ek hoop julle luister nou met hierdie ene om te sê byvoorbeeld, maar mamma en pappa, hier is my Bybel, kan ons vanaand bietjie gaan sit en Bybel lees? Of mamma en pappa, ek verstaan nie hierdie goed wat Jesus gesê het vanoggend in die kerk nie, wat ek gelees het nie, dit maak nie vir my sin nie, kan ons daar praat? Ons moet praat oor hierdie goed, want die oomblik wanneer Jesus ons eerste fokus is, gaan 'n morsige lewe nie gebeur nie. Want ons is in hom. Ons is deel van hom. En dit is wat so mooi is. Dit is hoekom hy saam met ons is. Hy wag vir ons. Hy staan so met sy oop arms en hy sê, kom na my toe. Kom gee alles vir my. Kom en dat ek die trane kom opvang, soos wat 'n burger gewoonlik die sous opvang. Ek wil alles opvang, ek wil julle angs opvang, ek wil die stres opvang, ek wil die uitdagings wat julle beleef, ek wil dit opvang. En Jesus gaan dit vir ons opvang. En soos dat hy dit opvang, gaan hy vir ons iets beters gee. En dan gaan ons lewe bietjie beter wees en ons gaan die lewe meer geniet. Want ons sien Jesus in alles. Ons beleef Jesus se vreugde wanneer ons die heeltyd in hom bly. So daarom het ons eintlik die ultimate geestelike band nodig in ons lewens. Elke liewe dag, maak nie saak hoe oud of hoe jonk ons is nie, of wat se werk ons doen, of waar ons is, of enigiets soos dit nie. Ons het Jesus nodig. En hy sê vir ons, maar gee net alles. Gee elke liewe bestanddeel van jou, gee vir my everything, sodat ek struktuur aan jou lewe kan sit. En die oomblik wanneer ons dit doen, dan beleef ons Jesus se warm arms, en ons beleef 'n mooi, morsvrye lewe, want hy is ons ene wat ons vashou. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend so kan eintlik praat oor 'n morsige lewe, Here. Maar Here, dat ons kan weet ons morsige lewe is baie keer daarso, sodat U vir ons kan wys hoe groot U is. Hoe groot die genade vir ons is. Here, ons wil alles vanoggend vir U kom gee. Ons stres, ons angs, ons bekommernisse, Here, elke liewe dingetjie wil ons in U hande kom sit. Here, kom hou alles bymekaar, kom gee vir ons lewe struktuur, dat ons nie so morsig is wanneer ons so in die lewe deurgaan nie. Maar Here, dankie dat U ons bymekaar hou en dat U ons lewens so bymekaar sit, dat ons nie nodig het om elke liewe balletjie so saam in die lig te hou nie. Ons kan alles net in U hande los. Dankie dat U ons vashou en dankie dat U ons lei en ons dra. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. So ek gaan 'n geleentheid gee vir ons dankoffers om opgeneem te word, maar so sommer die dankoffers en die deurkollekte doen, want ons gaan nou saam kuier, so Melinda, jy kan